Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein, hoop het gaan goed met almal vandag. En ons gaan vandag weer eens verder voorlees van die 1983 Bybel in Afrikaans en dit is nommer 2 in ons reeks wat ons doen. En ons lees vandag vanaf Genesis 3 vers 14 tot Genesis 4 vers 26. Toe sê die Here God vir die slang, ek gaan jou nou straf oor wat jy gedoen het, en jy sal die enigste van al die diere wees wat hierdie vloek sal moet dra. Jy sal met jou lyf plat op die grond moet seil en jou hele lewe lank stof eet. Ek sal jou en die vrou van jou af vyande maak. Jou nageslag en haar nageslag sal altyd vyande bly. Hy sal daarop uit wees om jou kop te vermorsel en jy sal daarop uit wees om hom in die hakskeen te byt. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou laat swaar kry as jy swanger is, en dit sal vir jou baie pynlik wees om 'n kind in die wêreld te bring, maar tog sal jy 'n verlange na jou man hê, en hy sal sy seggenskap oor jou hê. En vir Adam het hy gesê, jy het na jou vrou geluister en van die vrugte geëet wat ek gesê het, julle mag nie eet nie, omdat jy dit gedoen het, sal ek die grond wat jy bewerk, vervloek laat wees. Jy sal jou hele lewe lank hard moet werk om 'n oes uit die grond te kry. Daar sal dorings en onkruid op die grond groei, en jy sal wilde plante ook moet eet. Dit sal vir jou harde werk en sweet kos om te kan eet. So sal dit aangaan tot jou sterfdag toe, wanneer jy weer teruggaan na grond toe, waarvan jy gemaak is. Want ek het jou van grond gemaak, en jy gaan weer terug na die grond toe. Adam het sy vrou Eva Lewe genoem, omdat sy die moeder was van al die mense. Die Here God het vir Adam en sy vrou klere van vel gemaak, en het vir hulle aangetrek. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, want hy weet alles, maar hy moet nou net nie tog boonop van die vrugte eet van daardie boom wat 'n mens lewe gee nie, want dan sal hy altyd bly lewe. Toe sê die Here God, hy moet weggaan uit die tuin van Eden en die grond gaan bewerk waaruit hy gemaak is. So het God die mens uit die tuin uitgejaag, en aan die tuin se ooste kant het hy hemelse wesens gesit en het gerits genoem, wat met 'n blink swaard wat heen en weer geswaai het. Hulle moes die boom oppas wat 'n mens die lewe gee, sodat niemand by hom mag kom nie. Kain en Abel. Adam het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword en 'n seun gehad wat hy Kain genoem het. Sy het gesê, die Here het my gehelp om 'n seun in die wêreld te bring. Daarna het sy nog 'n seun, Abel gehad. Abel het skape aangehou, maar Kain het die grond bewerk. Na ruk het Kain van die oes wat hy op sy land gekry het vir die Here 'n offer gebring. Abel het ook van die eerste lammers met hulle vet en al aan die Here geoffer. Die Here was tevrede met Abel en sy offers, maar nie met Kain en sy offer nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en 'n mens kon dit op sy gesig sien. Toe vra die Here vir Kain, hoekom is jy so kwaad dat jy met 'n lang gesig rondloop? As jy doen wat reg is, kan jy mos gelukkig wees, maar as jy doen wat verkeerd is, moet jy oppas, want die sonde lê jou in inwag om jou te vang, maar jy moet dit oorwin. Eendag sê Kain vir Abel, kom ons gaan veld toe. Toe hulle in die veld aankom, het Kain sy broer skielik bestorm en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? Hoe moet ek weet? Antwoord Kain, is dit miskien my werk om hom op te pas? Hoe kon jy so iets doen? Vra die Here toe. Jou broer se bloed, wat daar op die grond geval het, roep na my om die misdaad te straf. Die vloek wat na jou op pad is dat jy sal moet pad gee van die plek af waar jou broer se bloed in die grond weggesak het. Toe sê Kain, so 'n straf sal vir my te swaar wees om te dra. Jag my nou al van die af weg en weg van die grond wat ek bewerk het. As ek dan 'n swerwer is wat ronddwaal, sal elkeen wat my teekom my wil doodmaak. Maar die Here antwoord, nee, hulle sal nie, want iemand wat jou doodmaak, sal sy straf wees, dat 7 van sy mense ook doodgemaak sal word. Toe maak die Here 'n merk aan Kain, om almal wat hom teekom te waarsku om hom nie dood te maak nie. Kain het toe weggetrek van die plek waar die Here met hom gepraat het, en in die land Nod aan die ooste kant van Eden gaan woon. Kain se nageslag. Kain en sy vrou het 'n seun gehad, en hulle het hom Henog genoem. Toe Kain later vesting bou, het hy die plek ook vernoem na sy seun Henog. Henog het 'n seun, Irad gehad, en Irad het weer 'n seun, Mehujael, gehad.
Meujael het die pa van Methuselah geword en Methuselah was weer die pa van Lamech. Lamech het 2 vroue gehad. Hulle name was Ada en Sila. Ada het 'n seun, Jabal gehad. Hy was die voorvader van die veeboere wat in tente gewoon het. Sy broer se naam was Jubal en hy was die eerste mens wat op musiekinstrumente soos die harp en die fluit gespeel het. Sila het ook kinders gehad. Haar seun se naam was Tubal Cain. Dit is hy wat begin het om allerlei soorte gereedskap van koper en yster te maak. Lamech het vir sy vroue gesê: Ada en Sila, my vroue, luister nou wat ek vir julle sê. 'n Man wat my aanrand of seermaak, maak ek dood. As 7 mense se lewe geneem is om Cain se dood te wreek, sal 77 mense se lewe geneem word om my dood te wreek. Set, Adam en Eva het nog 'n seun gehad. Eva het hom Set genoem. God het my weer 'n seun gegee in die plek van Abel, vir wie Cain doodgemaak het. Set het later 'n seun gehad, wat hy Enos genoem het. Dit was in hierdie tyd wat die mense begin het om die Here se naam te gebruik as hulle hom aanbid het. Baie dankie dat julle na vandag se stukkie geluister het. Ek waardeer dit. Julle moet geseënd wees. 'n Aangename dag vir almal.